Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Ons is amper klaar met die reeks oor die huwelik en verhoudings, waarom dinge nie uitwerk nie. En ons gaan vanoggend kyk na iets wat so belangrik is. Pas op vir die damsel in distress in 'n huwelik. En jy gaan vanoggend vir my sê, waarvan praat jy? Ons het so baie kere gesien dat daar 'n vrou is wat heel moontlik deur 'n moeilike tyd gaan. En sy is alleen en sy het kinders, of dalk het sy nie kinders nie, maar sy het dalk kinders of nie kinders nie. En nou probeer jou man haar help en haar bystaan, soos 'n goeie Christen moet, en voor jou oë uitvee, dan begin hy gevoelens ontwikkel vir hierdie vrou. So ek wil vanoggend vir jou sê, en dit is andersom ook, nee. Ek kry baie keer hierdie man wat deur 'n moeilike tyd gaan in sy lewe, of hy is alleen ensovoorts, en nou begin hy meer en meer net as 'n vriend met jou vrou gesels. Kan ek vandag met julle gou net vinnig met julle ietsie deel? Daai is moeilikheid soek. Al twee kante toe is moeilikheid soek. Die kontak met 'n persoon in jou huwelik, so as dit 'n man is wat hulp nodig soek, moet altyd deur die man wees in die familie. As dit die man wees. As dit 'n vrou is wat nou hulp nodig het, moet die kontak altyd deur die vrou wees. As dit andersom is, dan begin 'n ou moeilikheid soek. En dit gaan nie oor, ja, ek vertrou jou nie en jy vertrou my nie. Ons weet al hoeveel huwelike is opgevoeder deur hierdie nonsens. Want dit begin by help, en naderhand begin dit by geselsies, en naderhand begin dit ek my hart uitstort teenoor hierdie persoon, as gevolg van in my huwelik dan begin 'n ou te kla oor jou huwelik, en dan begin jy eienskappe in daai persoon sien, wat jy nie in jou, dis nonsens, hierdie is alles, dis moeilikheid soek. So as jy nou regtig moet help, maar as jy jou vrou gaan help, en jy's 'n man, dan help jy deur jou vrou, so jou vrou is saam deur die hele proses, maar dan, pas op, dat hierdie help, dat jy nie die krik word nie. Okay, jy moet daai persoon leer dat God moet hulle uitweg wees. Jy kan nie hulle krik wees nie. En is so belangrik. Okay, en ek weet 'n paar mense gaan nie van hierdie boodskap hou nie, maar dit voeder huwelike op. En as daar 'n man is wat deur 'n krisis gaan, dat jou man die kontakpunt sal wees, en dan saam met jou hierdie man 'n pad met hom stap, maar onthou net, 'n pad stap, nie 'n journey nie. 'n padstap. Okay, want julle is 2 in 'n huwelik, nie 3 nie. Okay, so ek wil net hierdie goed noem, want dit voeder huwelike op. Dit begin onskuldig, dit begin bekleiereis in 'n huwelik opbring. En almal is soos, maar ek wil net help, en ek wil net daar wees vir hulle. Ja, tot jou huwelik opgevoeder is, want jy begin meer aan daai persoon dink, en jy wil meer met hulle praat as met jou eie huwelik. En dus hoe die vyand kom, soos 'n engel van die lig, soos 'n leienaar, en asseblief gaan kyk gisteraan se selgroep, waar ons gepraat het oor dat in geestelike oorlogvoering, the fight is real. Ons het soveel verse gegee, ek wil julle met daarna gaan kyk, en elke ou, almal wil ek aanraai om dit te gaan kyk asseblief. Dit is so belangrik. En dan nog ietsie, voor ons verder gaan, okay? So, wanneer 'n man sê, 'n vrou is mooi in 'n huwelik, maar 'n ander vrou is mooi, dan het hy die welesgees. Dan suk hierdie man het die welesgees en die Jezebel en allerlei goeters. Maar, hoekom is dit okay as die vrou sê, hoorie maar, daai is nou 'n mooi man, of sy sê iets op TV, daai man. So baie keer in huwelike sien ons dat, as die man het doen, hy sukkel met pornografie en weles, maar as die vrou sê is 'n mooi man, dan is dit net, dis net oulik, dis net mooi. Dit moet gaan vir al twee kante. Okay? Ek wil julle moet dit vandag hoor. Wat vir die een gaan vir die ander een. Dit kan nie net een kant toe wees. Nie net die man kan 'n weles probleem ensovoorts hê nie. Dit gaan die vrou ook wees. Dis die vrou ook, okay? So, as jy nou sê, maar ek hou nie van dat my man na daai vrou so gekyk het en 'n kompliment vir haar gegee het en haar begeer het ensovoorts, en wat ook al die redes was nie. Dit is fyn. 100% moet so wees, maar van jou kant af ook. So moenie dieselfde opmerking, sit jouself in jou man se skoene. As hy dieselfde opmerking maak en hy sê moeilikheid, nou hoe kan jy dieselfde opmerking maak? Hierdie is dinge waar, dit begin by die klein jakkelsies wat die wingerd verwoes. So hierdie is dinge waaraan jy moet werk. Dis vanoggend, nou lag jy dalk daaroor, maar dit bring onenigheid in 'n huwelik. Dit bring onenigheid in verhoudings. Mense is verloof, mense gaan uit, en hulle is boyfriend en girlfriend, en dan bring hierdie nonsens moeilikheid, en hulle kom nooit, daai verhouding bereik nooit sy volle potensiaal. So daar seker nog 100 goed wat ons nou kan kyk, maar ons gaan hier stop vanoggend.
En ek wil hê dat jy moet verstaan dat die duiwel loop rond, hy's nie 'n leeu nie, soos 'n brullende leeu. En hy kyk waar kan hy steel en hy kan verwoes, en is hierdie goeders wat ons hierdie week, afgelope 2 weke aangeraak het, is wat die vyand gebruik om verdeeldheid te bring in huwelike op te voeder. Okay, en ons val vir sy leuns, want hy's 'n leienaar, 'n manipuleerder, 'n mensemoordenaar, sê dit ook in die woord van God. So ons wil weer eens vir jou vra dat ek wil hê dat jy moet nou gaan bid oor dit wat nou ons vanoggend oor gesels het, as dit bevestiging is, en dan weet jy die Here met jou gepraat, maar as dit iets is wat jy doen, gaan werk daaraan. Okay, en môreoggend sluit ons af met 'n baie belangrike gedeelte, en ons maak klaar met hierdie kort reeks. 'n Geseënde dag vir julle verder. Bye bye.